lees ons skrifgedeelte, 'n baie kort gedeelte en ek glo 'n baie bekende gedeelte, juis vir ons ouer mense wat seker 'n hele paar jaar terug al preke, meer as een preek gehoor het oor hierdie gedeelte van Jabes. Die gedeelte kom dan hier uit 1 Kronieke hoofstuk 4. Sy gebed. Ons lees van vers 9 af. Jabes was belangriker as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem omdat sy geboorte so pynlik was. Jabes het in 'n gebed met Israel se God gepraat. Seën my tog, maak my grondgebied groter. Hou u hand oor my en hou onheil van my af weg, sodat ek geen hartseer meer tref nie. En dan die opmerking daarna, God het vir hom gegee wat hy gevra het. Ons lees net die kort gedeelte vanmôre. Kom ons kyk daar na 'n prentjie. As ons gou so 'n bietjie aan die praktyk dink daarin waar ons lewe. Nou, die prentjie stel voor dat daar aanbouings is. Ons weet van aanbouings en dat ons huise wil opgradeer ensovoorts. Maar vroeër jare weet ons van ons ouer mense, as jy op die plaas gebly het jy maar klein begin. En later, soos wat die kinders gekom het, is daar 'n kamer bygebou. En vir 'n tweede en 'n derde, en ek dink party het ek nou die dag gehoor, 12 kinders gehad. Nou ek weet nie hoe die huis gelyk na al die aanbouings nie. Maar van die kamers het sommer so van die middelvertrek af, die eetkamer af uitgeloop. Nou aanbouings, as jy dit wil doen, en sê nou maar in daardie tyd, moes jy vra vir groter grondgebied by die hoof van die omgewing. Die hoofman, kan ons sê in ons eie taal. En ons het meer groter grond nodig gehad, of die erf moes vergroot word. Nou ja, aanbouings is 'n groot projek, maar dit is baie keer ook baie nodig. Dan is daar nog 'n prentjie. Oeps. Dit lyk vir my, as ons kyk na hierdie man, of hy 'n welbelese man is. 'n baie belangrike man. Jy sal sien, hy staan daar so 'n bietjie aan sy linkerkant met 'n aktetas, en ook hier, ek weet nie of hy regsgeleerde is nie, met 'n toga in sy hand. So hy is 'n baie belangrike persoon. Maar om hom sien ons dat daar 'n baie nou kringetjie getrek is, 'n rooi kringetjie. Kan dit vir ons sê dat die rooi kringetjie wil vir ons aandui dat sy wêreld eintlik maar bietjie klein is? Net daar waar hy beweeg. Hy beweeg nie verder in die wêreld of met vriende of wat ook al nie. Sy wêreld is maar net so klein. Ek dink niemand wil so lewe nie. Miskien is dit ook vir hierdie persoon nodig om 'n Jabesgebed te bid, om vir die Here te vra, vergroot my grondgebied. Nou ja, dit is die prentjies. Ek weet nie of jy hom daar wil hou of eers wil afsit nie. Daar is hy. Kom ons oordink hierdie gedeelte en dan die praktyk waarna ons gekyk het. Jabes, jare gelede het ons baie boodskappe daaroor gehoor, en ons het gelees vanmôre dat sy naam beteken baie pyn, of dat hy pyn gebring het, soos wat sy naam gegee is vir hom. En daar is heel moontlik 'n hele klomp preke en verklaringe gebring oor die tyd, oor hierdie kort gedeelte in die woord, wat tog opgeteken is. Nou ja, sy ma het vir hom die naam gegee, en moontlik het hy die naam gekry, so, daar's 'n paar moontlikhede, omdat sy baie fisiese pyn beleef het met sy geboorte. Die ander moontlikheid is, wat ons nie weet nie, maar sê nou maar dit is so. Dit kon ook wees dat
met hierdie geboorte daar niemand was wat haar bygestaan het nie. Heel moontlik was haar man nie teenwoordig nie, soos wat baie van ons ouers deesdae doen, selfs in die teater, of die belangrike tydjie daarna. Dit kon wees dat haar man iewers ver weg was, betrokke was in 'n veldslag, of dat hy die koning moes gaan verdedig het, of dit kon wees dat hy haar hand sommer net gelos het en sy pad gevat het. Dit kon ook wees dat sy hierdie emosionele pyn gehad het, omdat niemand van haar vriende, of die mense naby aan haar, selfs haar familie, daar was vir haar met hierdie baie, baie moeilike geboorte, wat sy moes deurmaak. Nou ja, as ons so daaroor dink, dan is daar 'n paar moontlikhede. Wat uitstaan in hierdie gebed, is sy versoek aan die Here, dat die Here sy grondgebied sal vergroot. En wanneer ons vlugtig daaroor lees, dan hardloop ons gedagtes heel moontlik na die eerste moontlikheid van daardie fisiese grondgebied of die erf wat vergroot moes word vir aanbouings, want daar kon heel wat meer kinders later en weer later gebore word, en daar moes aanbouings kom. Hierdie man Jabes kon ook verantwoordelik gewees het vir sy eie gesin se voedsel, en hy het groter grond nodig gehad vir insette hier in die landbou om kos op die tafel te sit, en dat hy hierdie gebed vir die Here bid. Maar wat hoor ons? Ons hoor dat hy tot die Here God bid. En is dit nie vir ons 'n riem onder die hart, om te hoor dat hy sy hulp nie by die hoofman gaan soek nie, maar dat hy dit doen in gebed. Nou ja, in die Bybel lees ons oor baie verhale. Baie verhale in die Bybel, dis nie die volle geskiedenis nie, maar dis verhale wat vir ons vertel word, sodat ons kan sien en die Here kan leer ken, hoe hy met die mensdom, met ons handel. Wie is hy en wat doen hy? En wat doen hy nie? Daar is baie verhale opgeteken. Nou as ons bietjie gaan teruglees in Kronieke, sien ons dat hy afstam uit die stam Juda. Nou ja, Juda was een van die seuns van Jakob, die 12 seuns, waar hy die 12 stamme gevorm is, en die land in besit geneem het. Maar deur die genade van die Here en die werking van die Heilige Gees, wat ons van die begin af daar was, het die Here gesorg dat hierdie goue draad van geloof aangeloop het, ingevleg is van geslag tot geslag tot geslag, tot hier by Jabes se ouers, moontlik dan spesifiek sy ma, waaroor ons vanmôre gelees het. En dan kan ons sê, maar as dit so is, want ons glo dit is soos die Here werk, dat hy sy geloof in hom en ons verhouding met hom, dat hy sal sorg daarvoor, en dat die woede van die hel dit nie sal uitwis nie, sy kerk. En dus kan ons die afleiding maak dat Jabes tog gehoor het van hierdie Here God van Israel, van al sy groot wonderwerke. Heel moontlik het al wat begin het by die uittog uit Egipte, en dan is daar baie ander, baie mooi verhale van wonderwerke wat die Here gedoen het, en hy het dit geleer, en so het hy na mate hy opgegroei het, deur die genade van die Here, en die inwerking van die Heilige Gees in sy ouers, die Here leer ken. Hy het kennis opgedoen van hierdie groot, almagtige God, al was hy nie sigbaar nie. En hierdie kennis was vir hom so nodig vir 'n dag van nood, waar hy uiteindelik dan tot die Here bid. Die Bybel is mos maar ons handboek. Ons handboek vir hierdie mooi, wonderlike verhouding met 'n almagtige groot God.
wat die heelal geskep het en wat sit op die troon. Ja, omdat ons môre met die Here se woord besig is, besef ek dat ons dieper moet dink as net die eerste prentjie wat vir ons gewys het, wat fisies die behoefte was, net 'n groter fisiese stuk grondgebied. Ons moet dieper dink dat sy gebed daaroor gegaan het, 'n geestelike grondgebied. 'n gebied waarin hy vir die Here gevra het, maar ek wil meer en meer en meer van U weet. My liefde vir U, Here, dit moet net meer wees. Ek wil soveel meer weet van U. Die dringendheid van die Heilige Gees wat in sy lewe sigbaar was. En daarom het hy gebid tot hierdie Here. Om vir die Here te vra, vergroot my geestelike grondgebied. Is 'n baie diep gebed. En dan as ons die gedeelte gelees het, sien ons ten minste dat die Here dit vir hom gegee het. Nou ja, miskien nie groter fisies grond nie, maar dit kan ook wees, want die Here het ons ook geleer om te bid in die Onse Vader, gee ons vir ons daaglikse brood. Ons het ook gelees dat hy vir die Here vra vir beskerming en dat die Here hom sal weerhou van enig wat hom of sy gesin kon tref. En hierdie afhanklikheid van die Here vir beskerming, wie anders kan dit doen as die hand van die Here wat jou hou vas? Wie anders kan onheil van jou weghou as hierdie Here wie hy so graag beter wil leer ken? Onheil, dit is tog die teenoorgestelde van die seën van die Here. Dit is probleme. Dit is moeilikheid wat jou baie besig kan hou. En daarom vra hy vir die Here, miskien het 'n ondervinding gehad daarvan, Here, hou hierdie onheil van my weg. In ons verhouding met Jesus sien ons in geloof uit na die bruilofsmaal. U het al daarvan gelees in Openbaring en in die gelykenis wat Jesus vertel toe hy sy disippels uitgestuur het, let wel, om mense te gaan nooi na die bruilofsmaal. Hy het mense genooi om te kom en te kom kennis opdoen, om 'n verhouding met hom aan te gaan, en daarom stuur hy sy disippels uit. So belangrik vir ons, hierdie gelykenis van die bruilof en dit wat ons lees in Openbaring. Want dit sê vir ons, ook in die laaste woorde van die Here aan sy disippels, gaan dan heen en julle sal my getuienis wees in Jerusalem en verder tot in die uithoeke van die aarde. Hoekom doen hy dit? Want die Here is Here oor al die mense. En dit is sy wil, sê 2 Petrus 3 vers 9, dat niemand ooit verlore sal gaan nie. En dis waarom hy die wederkoms uitstel. Want daar is nog mense in ons midde, in Midde-Afrika, in die trope, wie weet waar, in Indië, in die Midde-Ooste, mense wat hom nog nie ken nie. En daarom sê Petrus, stel hy sy wederkoms uit. Ons het geestelike groei nodig. Ons kan nooit sê ons het op 'n plek gekom waar ons die Here leer ken het nie, want dan bereik jy 'n plateau, ook in jou liefdesverhouding met die Here. Ag, die Here weet mos ek het hom lief. Iemand het vir my gesê, wat eintlik baie onbetrokke was by die gemeente, by huisbesoek, en so 'n bietjie gevra, weer uitgenooi om te sê, kom geniet die vreugde in ons saam wees, kom saam dat ons die Here kan loof en prys met ons liedere, ons sing mos nie almal ewe lekker nie. Nee, sê sy, dis nie nodig nie. Want die Here ken my hartjie. 'n Geloofsplateau waarop ons kan beland.
Ons moet groei in ons geloof, in ons kennis, in ons liefde vir die Here. Dit is sy bedoeling. Tog kan ons hierdie liefde nie vir onsself hou vas nie. En ons gaan so 'n bietjie later daarby kom, as daar hier en daar kinders my bietjie gaan help met hierdie punt. Ons kan hierdie liefde van die Here nie vir onsself hou vas nie. Dit is sy bedoeling dat sy kerk, sy koninkryk moet groei, want hy wil ons red. Hy wil hê dat ons deel sal wees van die gelowiges van alle eeue wat voor sy troon gaan staan en dag en nag aan hom sy lof sal bring. Dit is waarna hy uitsien, soos wat ons uitsien na die bruilofsmaal. Ons hoor vanmôre, ons moet groei in ons geloof. Kom ons noem dit dan ook die grondgebied, ons geestelike grondgebied. Wanneer laas, en ek sluit myself in, het ons 'n Jabes tipe gebed gebid. Here, ek wil meer en meer van U weet. Ek het 'n verwagting. Ek het 'n dringendheid om U te ervaar in my lewe. Daar's 'n prentjie wat ek gesien het, pragtige prentjies wat iets illustreer, waar 'n man stap met die Bybel in sy hand. En dan is die vraag, wanneer laas het die Here met jou gepraat, as jou Bybel dan toe is? Miskien het jy ook al die prentjie gesien. Bid ons ooit hierdie gebed, dat die Here ons sal help tot nog beter kennis, tot nog 'n beter en 'n dieper liefdesverhouding. 'n Sekere skrywer noem dit 'n intieme liefdesverhouding met Jesus ons Here. Ons mag nie op 'n plateau lewe nie. Ons mag nie 'n passiewe geestelike lewe lewe nie. En dan volg daar 'n vraag, eintlik die toets vanmôre vir elkeen van ons. As ons in die spieël van die Here se woord kyk vir ons geestelike lewe. En hier is die toets of die rede vir ons vir behoorlike nadenke. Wanneer laas het God op so 'n besonderse manier deur jou met sy goedheid gewerk, dat jy sonder twyfel geweet het, dat dit nou God se hand is, wat deur my besig is. Het jy dit al beleef? Wanneer laas het jy dit beleef? Ons hoop natuurlik dat dit sommer soos vanoggend of gisterand gewees het, toe jy geweet het die Here het met my gepraat. Ek wil ook sommer so 'n kort verhaaltjie vertel van hierdie nodigheid van 'n gebed soos die Jabes gebed. Daar word 'n verhaal vertel van 'n sekere meneer Smit. Ek het nou nie sy naam nie, maar hulle noem hom heeltyd maar in hierdie storieetjie wat ek nagelees het, meneer Smit. En dan gebeur dit so dat meneer Smit ook hierdie aarde verlaat en dat hy uiteindelik kom by die hemelpoorte daar by die hemel. En soos ons nou al baie stories gehoor het, is Petrus die een wat jou verwelkom. En Petrus stel homself voor en hy sê, meneer Smit, ons het jou lewe gesien, welkom. Kom ons stap saam in die hemel in. En ek gaan vir jou bietjie wys wat jy alles hier kan sien. Jy het nie 'n idee nie. Ja, jy het Openbaring gelees, maar ek wil jou meer gaan wys. En dan begelei hy hom deur die hemelse strate en meneer Smit sê oe en a en hy is verbaas, sy mond hang oop. Hy's in verwondering oor wat hy sien. Maar hier een kant is daar 'n gebou sonder vensters, net met een groot deur. En natuurlik is meneer Smit ook bietjie jaloers om te weet, ek wil alles weet. Hy is nuuskierig.
En dan vra hy vir Petrus, en daai gebou, wat is dit? En dan huiwer Petrus so vir 'n oomblik en dan sê hy vir hom, ek dink nie jy wil weet nie. Kom ons los dit maar. Nee, sê meneer Smit, asseblief jy moet my vertel, want ons is in die hemel. Dit moet iets besonders wees. En hy hou aan en Petrus sê vir hom, moenie teleurgesteld wees nie. Ek sal vir jou die deur gaan oopmaak, maar ek waarsku vir jou. Meneer Smit frons so bietjie en hy wonder, wat kan dit tog wees? Want alles wat hier in die hemel is maar net die goedheid van die Here. En uiteindelik kom hy by die deur en Petrus sluit vir hom oop en hy sê vir hom, kom ons stap in. En weer waarsku hy hom, hy sê, onthou, moenie teleurgesteld wees nie. En dan, as hy binne stap, sien hy al hierdie rakke tot bo toe, met houers en houers vol, met mense se name opgeskryf. Dit is klein houers, dit is nie 'n doodskis nie, waarin mense se siele weggebêre word nie, nee. Dan sê hy vir hom, ek sien hier's name geskryf, is my naam ook hier? Ja, sê Petrus. Maar wil jy dit regtig sien? Ja, nee, ek wil dit sien. Wat is daar in, Petrus? Hy sê, kom ons los dit maar. Meneer Smit dring aan en hy wil die houer oopmaak. En uiteindelik neem Petrus hom en hy haal die houer van die rak af. En as hy die deksel aflig, dan sien hy pakke en pakke leer, tot boontoe amper vol. Dan vra hy vir Petrus, wat is hierdie? Petrus sê, maak oop, lees. En as hy die eerste leer oopmaak, dan sien hy, hier staan geskrywe, ek wou jou so graag seën, met vriendelikheid. En meneer Smit frons so 'n bietjie, want miskien was hy nie die vriendelikste man nie, dalk was hy 'n ou knorpot. Dan is daar 'n volgende leer en 'n volgende leer en so blaai hy aan. En dan besef hy, en hy kyk na Petrus en hy sê, wat is hierdie? Petrus sê vir hom, dis die seëninge van die Here. Nee, ek het soveel stories om vir jou te vertel, van wat die Here gedoen het. My lewe het net vol geraak. Langsom sit daar 'n ander persoon en hy vertel van, nee, ek bid al van dat ek kan onthou, Jabes se gebed, elke dag. En ek het die Here beleef, elke dag, amper elke dag van my lewe, hoe hy werk, hoe hy besig is. En ek het geweet, hy is hier. Hy is mos teenwoordig. Nou ja, wat 'n wonderlike getuienis van mense, wat vir die Here gevra het, vergroot my, in hakkies, geestelike grondgebied, die dieper betekenis. Dalk is dit moontlik dat daar vir jou en vir my ook nog baie onopgeëiste geestelike seëninge wag by die Here. Ons het die Here so nodig vir ons daaglikse behoeftes. Maar dit moet ver ondergeskik wees aan hierdie daaglikse behoeftes. Ons het die Here nodig sodat hy deur ons kan werk. Sodat ons sy verteenwoordigers kan wees, soos wat ons lees reeds in Genesis 1 vers 26, waar God saam besluit het, laat hierdie mens ons verteenwoordig, laat hierdie mens ons beeld, ons wese aan die wêreld sal vertoon. Tog weet ons, ek en jy, is nie veel belangriker of minder as 'n Jabes nie. Ons is net so 'n gewone mens soos wat Jabes was. Hoekom sal ons nie meer tyd maak om die Here nog meer en meer te leer ken in sy woord en te bid en te vra vir seëninge wat soos lewende water ook by ons kan uitvloei, kan oorvloei na mense wie dit so nodig het. Mag ek afsluit deur te sê, dit is ook my gebed vir die Gemeente,
dat hierdie gemeente soekend en die dringendheid sal ervaar om vir die Here te vra vir nog meer kennis, vir nog meer geestelike seëninge. Wat moet gebeur? Die gedeelte wat ons gelees het daar in Kolossense 1. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie Here God te kon leer ken. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons hier is vanmôre deur die Heilige Gees wat ons gebring het. En mag hierdie woorde wat ons vanmôre gehoor het ons aanspoor tot 'n gebed om te vra, Here, vergroot ook my grondgebied. Kom ons doen dit dan, as ons oë sluit en as ons saam bid. Here, volgens Jabes se woorde in sy gebed, wil ek ook nou bid dat U elke lidmaat van hierdie gemeente en ander gelowiges hier in die omgewing sal seën met 'n begeerte vir 'n groter geestelike grondgebied. Hou ook U hand oor elkeen en hou onheil van hulle weg. Mag Jabes se gebed ook elke lidmaat se daaglikse gebed wees, so ook myne. Dankie Here Jesus, dankie dat ons dit kan bid vir hierdie gemeente en vir die omgewing. En dat ons opgewonde kan wees vir dit wat U nog deur ons gaan doen. Here, want U is die God van verrassings. Dit is U wat ons gebed hoor en U het Jabes se gebed verhoor en dit aan hom gegee. Gee dit ook vir ons, Here, wanneer ons dan hierdie gebed sal bid. Hoor ons gebed vanmôre in Jesus se lieflike naam. Amen. Mag nou die genade van Jesus ons Here, die wonderlike liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees jou dra